Almal is bewus van die situasie rondom veiligheid, die risiko's daarvan en die implikasie op ons boerderygemeenskap spesifiek in die Vrystaat. Aan die woord en in gesprek met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis Vrystaat Landbou. Goeiemiddag Dr. Jane. Goeiemiddag Sakie, baie dankie vir die gesprek. Dr. Jane, net om eers op 'n punt te kom, wat is die veiligheidsrisiko vir ons boere op die plase? Sakie, die eerste plek is dit vir ons 'n baie groot bron tot kommer, want die nasionale landelike beveiligingsstrategie prioritiseer plaasaanvalle en moorde as die belangrikste fokuspunt binne die strategie. Dit beteken dat die polisie alle moontlike middele in plek moet stel om plaasaanvalle en moorde te bekamp, te voorkom en te ondersoek. So dis die belangrikste fokus van die nasionale landelike beveiligingsstrategie. En vir Vrystaat Landbou as deel van georganiseerde landbou is dit vir ons baie belangrik om ons boerderygemeenskappe veiliger te hou, om te verseker, dis een van ons hoofkernleses, om te verseker dat boere veilig en volhoubaar verder kan boer. Dr. Jane, dit gesê, wat is volgens u die belangrike deel waarby ons boere kan beveilig, en dan wil ek spesifiek verwys na die bemagtiging van ons gemeenskap op die plaas? Sakie, vir ons as Vrystaat Landbou het ons die erns daarvan besef en het ons so 4 jaar gelede, net na COVID, het ons samewerkingsooreenkoms gesluit met LGV. Hulle is daarvan Parys, hulle is 'n privaat sekuriteitsmaatskappy wat dan spesialiseer in die opleiding en die bemagtiging van ons boerderygemeenskappe. So daar's verskillende fases van opleiding. Die eerste fase is die fase 1 wat die ou huis en hart beskerming is, daar waar daar omtrent 8 modules is wat daar na vore kom. Daar kan die boere, hulle vrouens en kinders betrokke raak by die opleiding wat LGV dan aanbied. Dis ook met die polisie op die hoogste vlak in die Vrystaat uitgeklaar en daar's baie polisielede ook wat dit bywoon saam met privaat sekuriteitspersone en van maatskappye. En dan fase 2 sluit in 'n reaksiegroepopleiding in en dan fase 3 is spesialisopleiding. Dis 'n bietjie meer gevorderde opleiding. Maar dis vir ons baie belangrik om ook reaksiegroepopleiding vir ons boere te bied, want binne die landelike beveiligingsstrategie is daar 'n baie belangrike aspek wat na vore kom en ons noem dit inoefeninge. Dit is simulasieoefeninge van 'n plaasaanval wat sou plaasvind en dan is dit belangrik hoe die boere dan na so 'n toneel as die first responders gaan reageer. En dit is waar ons hande gevat het met LGV om hierdie opleiding vir die boerderygemeenskappe in die Vrystaat daar te stel. Nou, Vrystaat Landbou befonds omtrent 80% van die opleiding. Die boereverenigings kan befonds dan die res van die opleiding. Dit is daar vir alle boere, om nie net vir ons as ons lede nie. Ons is wel 'n ledeorganisasie wat baie belangrik is, maar dis vir alle boere daar. Ons het baie nuwe lede ook al opgelei en dis belangrik dat die boere dan opgelei is, dat hulle paraat is, dat hulle moet weet hoe om in 'n situasie op te tree. Dit behels in kortliks dan die inwerkingstelling van die landelike beveiligingsplan. Elke boerderygemeenskap is veronderstel om so 'n plan te hê, wat ook met hulle stasiekommissaris onder leiding van 'n landelike veiligheidskoördineerder van die polisie opgestel moet word, en dat hulle dan ook moet weet wat om te doen. Ons kyk ook dan in daai simulasieoefeninge wat moet plaasvind na die reaksie van die polisie, maar dis goed dat die boerderygemeenskappe waar Pieter hulle dan na vore kom, ook bewus is dat hierdie inoefeninge moet plaasvind. So baie Pieter hulle se opleiding fokus ook dan baie op die landelike beveiligingsplanne in die areas, ook jou eie gebeurlikheidsplan, jy as 'n boer wat op jou eie plaas bly waar ons 'n veiligheidskontrolelys het. So dis baie belangrik, Sakkie, om hierdie opleiding te ondergaan.
ons het hierdie standpunt dat as jy opgelei is jy bemagtig hoe om in sekere situasies op te tree. Daar's baie wetgewing wat ook hier na vore kom en ek dink ons kan dit nie oorbeklemtoon hoe belangrik dit is vir ons om ons boerderygemeenskap in die Vrystaat te bemagtig met opleiding nie. Landelike Gemeenskapsveiligheid LGV het ons nou gehoor by Dr. Jane is baie betrokke by opleiding van die boere in plase in die Vrystaat by wyse van boereverenigings en baie dankie Pieter Kemp vir jou teenwoordigheid hier om vir ons in te lig waaroor gaan hierdie opleiding en hoe doen julle dit? Wat doen julle presies? Wat is die doelwit van hierdie opleiding? Sakkie, ja, goeiemôre. Lekker om met julle te gesels en boere van die Vrystaat. Ek hoop hulle kyk almal en hulle luister mooi wat ons vir hulle sê. Die opleiding is baie belangrik vir ons jonger generasie wat bekommerd is oor hulle veiligheid en waar hulle inpas. Jy weet as daar 'n insident is, dan is dit nie net die boer alleen op sy plaas nie, hy het hulpbronne nodig, hy het mense nodig om hom te ondersteun. En dan natuurlik hy self en sy gesin moet dan vir die eerste, jy weet as 'n insident gebeur, dan moet hulle vir daai eerste 15-20 minute moet hulle self kan beveilig totdat daar hulp opdaag en dan daarvan af verder, jy weet, die mense beveilig. So die groot ding is op die stadium dat as ons praat van veiligheid, dan klink dit dalk so, weet, 'n bietjie kras. Ek dink ons moet meer begin praat en wegbeweeg van veiligheid en sê, dit moet 'n vaardigheid raak. As ons 'n vaardigheid aanleer, dan beteken dit is soos wanneer jy jou bakkie bestuur lande toe. En as jy 'n bietjie meer vaardig raak, dan kan jy 4x4 deur die modder en die goeders doen. So daar's ook verskeie vlakke van vaardigheid. So die groot ding is dat vaardigheid, 'n vaardigheid wat die mense aanleer, sal hulle elke dag toepas. Veiligheid is nie net 'n ding wat een keer in 'n leeftyd miskien gebeur as daar 'n insident is nie. So die vaardighede wat ons vir die mense aanleer, dit gebeur in fase 1 waarvan sy gepraat het. Nou fase 1 is die hele huisgesin. Dit is daar waar die mense hulle eie noodplan het in die huisin en ons help hulle daarmee om dit te skryf en te doen. En dan daarvan af verder gaan ons ook en ons doen met hulle die praktiese oefening van hulle noodplan. Ons skep 'n scenario en sê, okay, jy kom by die huis, daar's ingebreek, wat doen jy in jou gesin? En daar's verskeie scenario's wat ons dan skep en doen. So hulle skryf hulle noodplan en elkeen in die gesin moet weet wat om te doen tydens 'n insident. Wat is die vrou se pligte? Is sy die een wat kyk na die kinders? Wat is die man se pligte? Jy weet, is die vrou die een wat alarm maak? Jy weet, as een beseer word en die ander ene, so daar's verskeie scenario's wat ons met hulle skep en dit dan doen. So vanoggend se gesprek dood eenvoudig is, ons moet ons gesinne, ons boere wat op die plase is, moet ons 'n veiligheidsvaardigheid aanleer. En dit is waar ons 4 jaar terug met die plan begin het, is om hierdie basiese veiligheidsgoed vir die boere aan te leer op boerevereniging vlak. Want dit is tog mos waar die insident plaasvind. So dit is waarom ons mense wil bemagtig. En dis baie lekker om te sien dat die jonger generasie enige iets hier van 20 na 35 toe. Dit is die ouens wat nou daar is. En hulle, jy weet, begin nou boerdery oorvat, hulle begin nou gesinne kry en hulle begin nou bekommerd raak oor hulle veiligheid. Dis nie meer, jy weet, waar drink ons in die naweek en waar kyk ons rugby nie. Ja, hulle doen dit nog steeds. Maar nou kom daar 'n bietjie 'n ding by. As hulle saam rugby kyk en hulle kuier by mense, wat is daai ou se veiligheidsplan? Wat gebeur as daar jy weet, 'n roof sou plaasvind? En jy weet, so al hierdie goeders is regtig om die boere en hulle gesinne te beveilig sodat ons volhoubare boerdery in die Vrystaat kan hê. En die mense moet sonder vrees lewe vir dit. Ja, ek verstaan, dit is 'n moeilike begrip om sonder vrees te lewe, maar as jy gemaklik is en jy het hierdie vaardigheid aangeleer, dan is dit nie soos toe ek die eerste keer agter my pa se bakkie se stuurwiel ingeklim het, wat gaan nou gebeur nie. Dan verstaan jy dit, dan verwag jy wat gaan gebeur. En dit is belangrik, dat dit moet 'n tweede natuur wees
vir die boer en sy gesin en sy mense, dat as daar 'n insident is, hoe hulle dit hanteer. Hulle moenie wonder hoe hulle dit hanteer nie, hulle moet weet. En die oomblik as jy dit bemagtig is daarmee, dan is die impak van die verrassingselement waarmee daai ouens kom is baie minder. En ons het al met hoeveel insidente gesien, die oomblik as hulle die verrassingselement nie meer aan sy kant is nie. As jou vroeë waarskuwing betyds afgaan, as jou kameras wat gemonitor word, jy weet, betyds vir jou boodskap stuur, en jy weet, dan hardloop die ouens weg, dan gebeur dit nie. So, die voorbereiding, die vaardigheid wat ons vir die ouens aanleer, is baie belangrik. Pieter, iets wat Dr. Jane gesê het wat vir my beïndruk het, is dat hierdie opleiding is nie beperk tot lede van Vrystaat Landbou nie, maar is eintlik ook vir almal op die plaas. Elke boer kan deelneem mits dit deur die boerevereniging geakkommodeer word. Jou opinie daaroor? Sakkie, ja, sy is 100% reg. Vrystaat Landbou subsidieer 'n groot gedeelte van die opleidingsgeld, die koste wat ons het vir daai dag of 2 dae wat ons daar in die veld dan is. So die ander gedeelte word deur die boerevereniging gesubsidieer. So ons boereverenigings wat dan ook lid is by Vrystaat Landbou, jy weet, het ook moes lede wat nie lede is by Vrystaat Landbou nie. So daai boerevereniging gemeenskap beveilig ons of gee ons opleiding om hulle self as 'n groep te beveilig. So of jy nou lid is dan by Vrystaat Landbou of nie, as jy in jou boerevereniging is betrokke daarbey, is jy baie welkom om jou opleiding te kry. Net om dit te bevestig, lidmaatskap aan 'n boerevereniging gee vir jou toegang om opleiding by LGV te kry. Jy is 100% reg, ja, Sakkie. Nou ja, toe, daar vat ons saam ter wille van die boere en hulle veiligheid en die families se veiligheid. Baie dankie Pieter Kemp van LGV hier in Parys. Dankie, Sakkie.